'n woord wat baie van die 2020 pandemie, die COVID-19 pandemie af gebruik word in die Afrikaanse taal, maar ook in tale reg oor die wêreld is die woordjie veerkragtigheid. En veerkragtigheid herinner eintlik aan 'n veer, of soos wat ons dit in goeie Afrikaans sal sê, 'n spring, wat baie styf gespan is en wat altyd weer terugbons nadat dit deur baie diepe spanning gegaan het, nadat dit deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. En dit is wat soveel mense beleef het na die COVID-19 pandemie, is veerkragtigheid, om na 'n tydperk van intense spanning weer terug te bons. In sommige gevalle, in baie gevalle, het daardie veerkragtigheid nie plaasgevind nie. Maar ons sien stories van veerkragtigheid oral rondom ons. En wanneer ons aan veerkragtigheid dink, dan is die beeld van 'n dier altyd die beeld wat in ons koppe kom. Wat gebeur met diere wanneer hulle gevaar bespeer? Hulle hardloop gewoonlik weg van gevaar af, of hulle sal vries, of hulle sal aanval, hulle sal beklei, sodat hulle daardie gevaar reguit in die gesig kan staar. Maar in meeste gevalle, wanneer daar gevaar is, probeer diere, ook ons mense, wat deel is maar van die diereryk, probeer ons wegvlug van daardie gevaar af. Ons probeer onsself so vinnig as moontlik skaars te maak. Maar die beeld wat ek in my kop kry van veerkragtigheid, is dikwels eintlik die beeld van 'n boom. En dit is nie altyd die beeld wat in ons koppe sal opkom nie, want 'n boom het 'n ander oorlewingsstrategie as wat 'n dier het. Soos wat ek al reeds gesê het, 'n dier wil altyd probeer om weg te vlug van gevaar af, maar 'n boom is geneig om wortel te skiet. 'n Boom is geneig om vas te staan op een plek en te sê, my strategie vir oorlewing is om so lank as moontlik op hierdie plek waar daar sonlig is, en waar daar voedsel is, en waar daar water is, en waar daar suurstof is, my bestaan te maak, en waar daar ook koolstofdioksied is. Ek wil probeer om so lank as moontlik op hierdie plek staande te bly, waar ek sopas wortel geskiet het. 'n Boom se strategie vir oorlewing is iets heeltemal anders as wat 'n dier sinne is. En ek dink dit is wat die psalmdigter opgetel het in Psalm 1. Die psalmdigter vertel vir ons wie die werklike gelukkiges is, amper in dieselfde aangesig of in dieselfde trant as die saligsprekinge wat Jesus tydens sy bergpredikasie met ons gedeel het. Die psalmdigter sê, gelukkig is die persoon wat nie in die raad van goddeloses sit nie, en wat nie saam op die pad loop saam met sondaars nie, en wat nie sy tyd spandeer saam met goddelose mense nie, maar gelukkig is die een wat dag en nag die wet van die Here oordink. En daardie persoon, sê die skrywer van Psalm 1, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En daardie boom dra vrugte op die regte tyd, en sy blare verdroog nie of verwelk nie, maar bly altyd vas en stewig. Wat die psalmdigter uiteindelik vir ons hier vertel, is die verhaal van 'n veerkragtige persoon. 'n Persoon wat weet waar sy of haar waarde lê. Hulle waarde lê nie in die raad van goddelose mense nie. Hulle raad lê nie in mense wat allerhande verkeerde raad vir hulle probeer gee, of sondaars saam met wie hulle op pad is nie, saam met wie hulle eintlik ook mede sondaars is nie. Nee, hulle raad lê elders. Hulle raad, hulle hoop, hulle troos lê in die Here. En sulke mense is soos bome wat wortel geskiet het, wat gesê het, my plan vir oorlewing is anders, om nie weg te hardloop nie, maar om staande te bly, om wortel te skiet, om te sê, hier staan ek, en hier sal ek nie beweeg nie, want die Here is by my, en hy stap elke dag saam met my. Dalk is jou verhaal van veerkragtigheid een van weghardloop, van gevaar vir my. Maar dalk is jou verhaal van veerkragtigheid iets anders. Dalk het jy nog jouself altyd tuis gevind by die verhaal van 'n boom. En mag jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat jou wil en jou drome en jou ideale, maar bovenal ook jou liefde vind in die hart van die Here. Elke liewe dag en ook hierdie dag. Hemelvader, baie dankie dat ons partykeer soos die diere wat ons is kan wees, en dat ons kan wegvlug van gevaar af. Maar Vader, baie dankie dat ons strategie vir oorlewing ook somtyds is om wortel te skiet, om langs strome lewende water te staan, en te weet, daai strome lewende water kom nie sommer net uit enige plek uit nie, dit kom direk uit U hart uit. Vader, dankie dat U ons altyd voed op die regte tyd, dat U altyd vir ons gee wat ons nodig het om te oorleef. En Vader, help ons om altyd dag en nag te oordink hoe kosbaar en hoe liefdevol U vir ons is. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag 'n tydjie saam met my spandeer het. Ek en jy kuier verseker gou weer.